Goeiedag. Vandag sit Handelinge 4. Ja, 'n storie met 'n onverwagse wending. Kom ons kyk net na 'n kort inleiding van Handelinge 4 en dan kan ons dit lees. Die hoofstuk het 'n probleem. Stel jou voor, jy doen 'n wonderwerk en almal sien dit. In plaas van applous kry jy tronkstraf. Dit is presies waar Petrus en Johannes in Handelinge 4 beland. Vandag kyk ons wat gebeur as geloof jou in die moeilikheid laat beland en hoekom hulle dit as 'n oorwinning gesien het. En dan sien ons die hofsaal. Ja, dit was donker. Die ysterrek van die tronk klap agter Petrus en Johannes toe en hulle sit in 'n koue, nat sel en dit stink en dis koud. Daar is geen komberse of warmmaakgoed nie, geen vuur, geen kers wat brand nie, niks binne die sel nie, net kettinge wat teen die muur hang. Hulle wag vir die oggend om voor die hof die Sanhedrin te verskyn. En vroeg die volgende oggend word hulle voor die Sanhedrin geroep. 71 manne, die magtigste godsdienstige hof in Israel. Kajafas sit daar, Annas sit daar, die mense wat Jesus gekruisig het sit daar, en voor hulle in die beskuldige bank sit 2 nat, bibberende, koue vissermanne, Petrus en Johannes. Geen titel, geen geld, geen weermag, geen niks nie, net Jesus, net een opdrag van die hof. Van julle Jesus mag julle nooit weer praat nie. Die naam Jesus mag nooit weer oor julle lippe kom nie. Ja, Handelinge 4 is die oomblik om te kies, en hierdie oomblik het nou vir hierdie 2 manne aangebreek. Wat kies hulle? En wat kos dit hulle? Dit was 'n naam wat hulle nie mag sê nie. 'n Naam wat lam mense laat loop. 'n Naam wat dooies uit die graf te roep. 'n Naam wat tronkdeure oopswaai van binne af. En daardie selfde naam het hulle nou in die moeilikheid. In Handelinge 3 genees Petrus 'n man in Jesus se naam. In Handelinge 4 word hy gearresteer vir daardie selfde naam. Die regerende sê, hou op met die naam. Petrus antwoord, ons kan nie. Jy kan ons nie keer nie. Maak julle reg, die vuur is aan die brand. Kom ons lees. Ja, Petrus en Johannes verskyn hierso voor die Joodse raad, nee. Vers 1. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onhuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het, dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem, en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Ja, die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerders in Jerusalem vergader. Ook die hoofpriester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig gewees. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet, dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeer is.
Maar juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas, toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostel sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie, maar om te voorkom dat hulle hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man, wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. En dan kyk ons na die gebed van die gelowiges, né? Vers 23, nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toegegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar, gesê, waarom het die heidene nasies te kere gegaan en het volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met die heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen U heilige dienaar Jesus, wat deur U gesalf is, en hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind, deur die naam van U heilige dienaar, Jesus. En nadat hulle gebid het die plek waar hulle by mekaar was, geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul, en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Ja, en dan sien ons die onderlinge mededeelsaamheid, vers 32. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het. En die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring, en vir die apostels gegee, en die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef 'n Lewiet, wat op Cyprus gebore is, en wat deur die apostel Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moet inpraat.
het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Tot sover vandag. En nou net 'n kort nabetraging oor wat ons nou net gelees het. Handelinge 4 eindig nie met 'n applous nie. Dit eindig met 'n keuse. Die Sanhedrin het gesê, julle mag nie praat nie. 4 vers 18. En Petrus en Johannes het gesê, ons kan nie anders as om te praat nie. 4 vers 20. So, vandag voordat ons gaan, net 3 vrae om deur die dag te onthou. Antwoord die Here, nie vir my nie. Waar in my lewe het ek stil gebly, toe God my 'n stem gegee het, om namens hom te praat? By die werk, dalk by vriende, my familie of dalk in my huis. Onthou ek vra nie antwoorde nie, maar God stel vrae aan ons almal uit Handelinge 4. Here, Handelinge 4 praat vandag baie duidelik met ons. Ons wil nie die steen in 4:11 verwerp nie. Ons wil nie die naam in Handelinge 4:12 begrawe nie. Vul ons opnuut met die Gees, soos in vers 31. Here, skud ons uit ons gemaksone, gee ons vrymoedigheid, dat ons môre nie anders sal kan as om te praat nie. Gaan in vrede. Al die lof en al die eer aan God onze Vader. Amen.